handen ophef en mijn handen ophef, zo zal ik die prijs bij je leven lang. Want is mijn zalig. Hey, doe de right one. Oh, zo zal ik die prijs bij je leven lang. En die nam mijn handen op en mijn handen op weg naar. Zo zal ik die prijs bij je Amen. Prys die Here. Amen. Almal wie bly is sê amen. Amen. Halleluja. Amen. Jy sal op wonder waarin het jy ingeloop vanmôre. Amen. Prys die Here. Halleluja. Die Here het party van ons so diep uitgehaal, die duiwel se kan nou nog om die gat toe gooi. Amen. Prys die Here. Halleluja. Loof sy wonderlike naam. Ja, kyk, daar so een van twee redes ek op Chini so excited is vanmôre. Sy het 'n gitaarspeler bygekry. En ja, prys die Here. Hy doen goed, Chini. Amen, prys die Here. En dis so lekker om, is jy bly om hier te wees? Amen. Kyk ou vir die ou langs jou. Sy lyk beter, die Here is vir jou goed. Amen. Loof die Here, halleluja. Dis 'n voorreg om hier te wees, Amanda, ons bly jy's hier, hoor. Prys die Here. En ek so bly die Heilige Gees is hier. Come on. Come on. Come on. Come on. Prys die Here. Without him I am nothing. Loof die naam van die Here. Nou, sit jy aan te beself. Hou hom daar, hou so styf te jouself. Niemand mag jou so styf druk soos wat jy jouself nou druk nie, né? Okay, broer, ek kyk vir jou, hoor. Hoor gou hierso. Sê vir jouself, self, noem jou naam. Noem jou naam. Nee, noem jou naam. Baie welkom in die huis van die Here. Soos ons jou nie verwelkom het, jy het jouself verwelkom. Amen. Loof die Here. Nou, I need to say this. Ja, Karel, is dit jou moeder saam met jou? Baie welkom saam met ons. En baie welkom. Het julle hulle gegroet? Sies vir julle as julle nie het nie, hoor. Baie welkom. En dan natuurlijk my broer aan die pad van Parys af. Amen. Ja.
Ek gaan die microfoon wegvat. Hy soek vrou. Loof die Here. Here kan van my vrou die kerk ook gee, hoor. Jy sê, vertel, en ja, ek wil vanmôre sê, alle eer aan die Here, met die afsterwe van my moeder, nou so 'n maand terug, dit 'n maand terug, het sy, my broer, actually 4 jaar, na my pa, net voor sy afsterwe, het hy na hulle gekyk, en hy het die laaste 3 jaar, wat my pa oorlede is, het hy na my ma gekyk, tot op die bitter einde. Ek weet nie of dit 'n voorreg is, of wat dit was, maar al twee het letterlik basies in sy arms gesterf. My pa was, ek dink, 84 of 85, en my ma was 89. En ja, en sy is in die hemel. Ek sit nou in die week daar in die voorste sitkamer, en ek so 'n bietjie gevas, en ek praat met die Here. Dat was die portret daar van my ma, sy so lekker smile op haar. Ek sê, nou wat smile jy nou so vir my? Maar ek weet my ma is in die hemel. En ek het by die begrafnis gesê dat die Here vir Jackie sal eer vir wat hy vir hulle gedoen het, dat hulle bygestaan het, en tot op die bitter einde, tot op die dag. En my ma was kwaai met hom, ek kan dit sê. Eendag toe verf het die huis daarvoor, daar kom 'n vrou verbygestap, en sy sê vir hom, "Jo, dis 'n pragtige kleur wat jy verf." My broer sê toe vas ek nou wat die kleur is, en toe sy gaan, toe sê my ma, "Hy vrou gaan nie in die huis inkom nie, né?" En op 64 sê my broer, "Okay, mami is reg." Prys die Here. So lekker saam met hom kerk te hou. Janaitjie wat ook vandag saam met ons terug is, en al die mooi, is jy bly dat jy hier is? Amen. En nou maak Sanet, ons het nou gesing tot julle kom, hoor. Al die pad af van Winterton af, en julle moet nou maar terugtrek, ons kan nie so sukkel nie, hoor. Prys die Here. Is jy reg vir 'n blessing? Amen. Wie van julle is reg dat die Here vanmôre tot jou hart sal spreek? En as jy nou, ja, as jy nou bietjie vreemd is vir hierdie, jy sal moet vinnig gewoond raak aan ons geraas. Die Bybel sê dat die halleluja gaan soos donderslae wees in die hemel, en ek dink een van jou sê, daar sal geskree gaan ek wees, maar ek daai, weet ek oefen nou, ek gaan nou vir jou sê, as ek in die hemel kom, ek weet nie wie van julle gaan hemel, as ek in die hemel kom, gaan hy engele sê, kom staan terug, hierdie ou gaan nou skree, dat ons nou, kom staan net so 'n bietjie terug, hierdie ou gaan vat, kyk, nou julle moet nou weet, hierdie ou gaan vat, hoor, hy is sy hele lewe, julle wat laas Sondag, wie was nie laas Sondag hier nie? Kan ek gou jou hande sien? Jammer of my julle probleme toe. Ons het so 'n godly tyd in die Here gehad, Lorraine? Jaco, was dit nie awesome nie? Vir wie van julle wat hier was, sal die nagmaal nooit weer dieselfde wees nie. Was dit nie awesome gewees nie? En die ding is, ek dink wat by my bly is dat God berei Jesus 4000 jaar voor, vir 6 ure op die kruis. 4000 jaar, se patience vir 6 ure. En dat jy nou vanmôre 62 is of 64 is of hoe 88 is, vir 62 jaar berei die Here my vandag voor vir hierdie diens. And how stupid can I get to not come? Because hier vanmôre, as jy bly dat jy hier is, ek gaan vanmôre met jou praat oor, sê dit so 'n bietjie, daar is geen plaasvervanging. Ek like die Engelse Bybel. There is no substitute. No substitute. No. Let's just allow me to do this. I want to just say welcome to our English lookers. Ek moet nou eers weer in Engels kom vanmôre. Hier is julle met my bid, hoor. Here, ek het nog nie behoorlik pap geëet nie. Nou moet ek Engels praat. Ons het mense van Australië af wat by vanmôre al was. Boodskap is Carl en Sammy en Danny. We want to welcome you guys. Enjoy the service. Hallelujah. Hulle sit nou ek nie kyk terwyl jy hier sit, hoor. Dis in die nag by hulle, maar hulle kyk. As jy honger is jy honger vir die woord van die Here, né? Vat gou jou Bybel, maak oop Johannes 4. Ek gaan so 'n paar oomblikke met jou besig wees. Ek weet hoe lank, ek gaan seker so 2 ure wees. Die Here gaan 3 ure dalk langer wees. Ek weet nie. Nou het ek hier een amen gekry nie, maar okay. Ek kan net by tyd wees, die Here, die Gees van die Here kan nog werk vandag. Amen. Is julle happy? Is julle reg? Johannes 4. Johannes 4, net so na Openbaring. Amen. Prys die Here. Gaan ons lees vers 23 en vers
24. Maar daar kom 'n uur. Dis Jesus wat praat. En dit is nou, sê bietjie nou. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want, hoor hierso, kyk gou vir my, as daar iets is, daar's niks, kyk vir my, daar's niks wat jy en ek het, wat God nodig het, nie waar? God is God all by himself. Maar daar's een wat hy van ons soek. Hoor hy sê, want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. That's it. Vers 24. God is gees en die wat hom aanbid moet, sê moet, in gees en waarheid aanbid. Ja. Luister, julle het dit nou nie beleef, dalk nou die meeste van julle nie. Lydia, maar toe ons vanmôre in die bidplek instap. Toe voel ek sê nou vir een pastoor, ek sê, weet jy, ek het nou nog praat tussen daai en die diens begin, sê ek, weet jy wat, ek kon net daar op my mat gaan sit in die kerk hou het vanmôre. When you go into the presence of God, when you go into God's presence, make it count. Yes, ek wil kyk wie ek preek vanmôre. As jy in sy teenwoordigheid ingaan, maak dit tel. Because you can make a lot of things, but you can never make more time. Amen. You can never make more time. Okay, so when we have time, hier is time. Dis nou so 25:09. So, we have time. Ek weet nie of ek vanaand het nie, hoor. Amen. Een van my groot beste vriende is in hierdie week op die ouderdom, ek dink van 72, en ek en hy was groot vriende. Ek het hom so 28 jaar of 27 jaar wat ek hom geken het, wat ons vriende was. En ek ontmoet hom by 'n kamp wat hulle aangebied het waar ek gaan preek het, daar by Nylstroom, Batseloop is die plek se naam. En ons het daar kamp gedoen. Van daai tyd was groot vriende. En daai ou is so gesond. Hy ry nog steeds op sy daai ouderdom tot laasweek sy eie vragmotors. Hy het 'n vragmotor besigheid. En hy sê vir sy vrou, hy voel nie lekker nie. En skielik is sy bors seer en altyd sy arms word lam. En dan is met hom in die koud, nou spotgies is rus. Jy's tussen ergens en niks. En hulle jaag met hom, ek dink Roetang toe, ek weet nie, is Roetang, ek dink so toe. En die hospitaal sê hulle kan hom nie help nie. En hulle jaag van daar af, hulle sê Pretoria toe en by Warmbad. Toe begin hy al hoe minder asemhaal. En ek weet nie wat sy vrou was of iemand of sy dogter bid vir hom terwyl hulle ry. En die volgende oomblik bars sy uit en hy praat in tale. Come on. Hy praat in tale. En toe hy klaar in tale gepraat het, toe sê Here, ek is nou reg. En toe sê ek is nou reg toe van die Here. Come on. You have this moment. Jy het hierdie oomblik. En weet jy wat is so awesome? Geen duiwel in die hel kan hierdie oomblik by jou steel nie. Jy moet dit vat vanmôre, hoor. Amen. Hy sê ek soek, die Vader soek mense wat hom so sal aanbid. Desiree bid vir ons. Ja. Ja. Jesus. Amen, baie dankie, die moes plek so paar oomblik, ek gaan met jou praat, want daar is geen plaasvervanger nie. There is no substitute. Hoor wat sê die Amplified Bible? And I need to say this, and I need to read this morning, but I said it my so also, verse 24, Amplified Bible. God is spirit. Anarchis, the source of life, yet invisible to mankind. And those who worship Anarchis serve the dinner. Weet jy dat to worship him is to serve him? Ek gaan nou nie daarin gaan vanmôre nie, maar ek wil nou vir die ouens sê wat bietjie verder kan dink. Die vrou met die albaste fles, wat die albaste fles sy nek afgebreek het. Kyk gou hierso man. Ek was nou nie van plan om dit te sê, maar ek sê dit nou net vir Kyle daar agter. Daar's 'n Kyle en daar's 'n Kyle. Die albei Kyles, hoor. As ek hierdie propie afhaal, I have control. Ek het beheer oor die inhoud. As ek voel ek het vir jou genoeg olie gegee, dan sit ek die prop klaar.
En die feit dat ek die prop terug sit, sê vir my, ek kan die houer bære. Daai blok het ek verloor. Maar as ek sy nek breek, dan kan ek net soveel maar alles gooi. Oh my God. Die Bybel sê, sy het nie die prop afgehaal nie, sy het die albasterfles gebreek. Wat beteken, dat ek was bereid om alles te gee. Hou op, en die Here se teenwoordig kom, met proppies. Dankie, daar gaan jy. Met proppies, sê Here, ek breek vanmôre enige ding. Here, enige ding wat tussen my, en sy breek hom. Wat dan noodsaak, sometimes your brokenness will put you in a situation that you can might as well give him everything. Oh, heerlikheid. Nou gaan ek gitaar speel, nee. Your brokenness. People may speak about your brokenness. And people may gossip about your brokenness. But sometimes your best place to be is when you're in brokenness. Wanneer die dokter jou nie meer kan help nie, en die skool hulle handdoek ingooi vir jou, en alles jy mekaar is, en jou familie skryf jou af, want die storie oor jou gaan in die bloedlyn in, en you are broken, en jy het niks meer nie, dan kan jy net, oh my God, sê Here, dat wanneer ek, when I'm in your presence, dat ek nie spaarsamig sal wees nie. Ek wil nou nie eens al praat nie, maar oké. Hy sê, God is spirit, the source of life, yet invisible to mankind. And those who serve him, must serve him in spirit. Wat jy? Oh, good God. Sê Here, ek wonder, was julle al in die teenwoordigheid van die Here? Julle was obviously, maar in die teenwoordigheid van die Here, waar julle so, laat ek het so stel, waar jy so voel, dat jy wil eintlik wegkruip. Jy voel geïntimideer deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want hy is die een persoon, nie langs jou nie hoor. Al is ek, soos ek en my vrou 42 jaar getroud, ek weet nie alles van haar nie. Ag, asseblief. 'n man wat vir my sê, hy verstaan sy vrou. Ag, Here, en sy weet jy alles van, Lydia, hoekom slaat jy op so met die elleboog? En sy weet jy alles van my nie. Ek het al gebede gebid, wat sy nie geweet het ek bid nie. Ja, weet jy al, met God gepraat, dat jy vrymoedigheid met hom te praat, maar jy kan het nie eens vir jou vrou praat nie. O, dis net ek en hy. Jy kom op 'n plek, where you get into the presence of God, en daar is nie donker hoekies nie. Daar is nie goed waaronder jy kan wegkruip nie, Amanda. Daar is nie 'n plek waarin jy kan hardloop nie. Daar is nie 'n plek waar jy kan, nee, vra jy vir Jona, toe hy besluit, hy gaan hardloop. Toe sê God, nou los ek jou. Jy wil jou kop volg. Man, ek het nie hierdie goed voorbereid nie. Hy staan op die hawe, how stupid can you get? En die Here sê, koop 'n kaartjie. Jy gaan Nineve toe. Hy gaan koop 'n kaartjie vir Tarsus. Nineve is daar. Tarsus is daar. En hy staan by die kantoorkaartjie. En die dame aan die regterkant is Tarsus. En die dame aan die linkerkant is Nineve. And the choice is die ticket lady nie. The choice is yours. En hy koop die verkeerde kaartjie, aspres. Nee, jy kyk vir my, jy kan vir my kyk, ek het nie jou feit. Wel, jy kyk nie per ongeluk pornografie nie, jy kyk aspres. Ja, sê amen. Jy steel nie per ongeluk nie, jy steel aspres. Amen, sê amen. En hy koop die kaartjie, hy betaal, dis 'n wacky Wednesday. Hy kry, weet jy wat, koop 'n kaartjie vandag, kry 2 muffins verniet. Ek weet nie.
iets moes hom getrek het om vir God te wil lieg. Oh my God. En hy koop 'n kaartjie vir Tarsus, and God is silent. And because God is silent, dink hy kom weg met dit. Hy klim in daai boot, hy koop vir hom die ensuite, die bo ene. Daai man klok in vir 'n pedikeer. Dis maar my prentjie, gee my moment hoor. Sy vrou het nie van hotdogs ingepak nie, die gaan vir die Calvary. Hy eet buffet etes. Man, hy gaan sit, hy eet prawns en katvis en ek weet nie wat eet hy alles nie. And God says nothing. En die boot sê, boep. En Nineve se boot gaan daar. En hy vaar soontoe. En die mense waai mos almal af van die kant af. Ek weet nie vir wie hy gewaai nie. En hy waai. En hy's op Tarsus toe. En God sê niks. En hy's in die middel van die see. Waar hy nie meer kan hardloop. Klaar. Verkeerde rigting. En God, luister, dit was nie 'n walvis nie. Dit was nie 'n megalodon nie. 'n Megalodon spoeg jou nie heel uit die hoor. Dit was nie great white nie. I believe it was one fish. For one moment. Ag, ek sê jy tog net amen. Which God created for one purpose. Wat nog nooit discover was nie. Wat die boodskap of wat ek nou gaan kry by die ding. So waar kry jy dit? Hy's genoot 2 vers 6. Waar dink jy kry ek dit? It was a moment. And God will create something. If God plans to get hold of you, God gee jou 'n flat tire voor die kerk. Oh my goodness. Jy moet hoor wat ek... Prys die Here. Kan iemand dit amen sê? Ek voel alleen in hierdie plek vanmôre. Hy sê ek soek hulle wie vir my in gees en in waarheid kan aanbid. En ek gaan nou by dit kom. But I need to say this. Dit was nie wat Jesus gesê het wat my so impress nie. Dit was vir wie hy dit gesê het. Not to the church, but to a prostitute. Oh my goodness. Jy wat so neerkyk? Jy wat so neerkyk? Wat dink jy's beter as ander? Jy's nooit beter, jy sit beter af. Maar as ek jou iets leer vandag, you're never better than somebody else, you're only better off. God can change your curse into a blessing. And God can change your blessing into a curse. Pas op. En luister gou baie mooi. Ek gaan nou by dit kom en weet jy, toe ek voorberei, nou oom Piet hulle was so gisterand, nou laat jy weet, oom Piet hulle was so gisterand by ons, mense, my is lief vir koffie. Dis jy sonde die oom Piet. Maar weet jy wat? En ek sê oom Piet, julle moet nou maar kuier, dankie Here Jackie is hier. Want as Jackie uit gesprekke uit hardop begin ek grappe vertel, so hy's alright. En ek sê Here dat Jackie op my besig hou, maar nou moet ek by die Here. En toe ek in my kantoor instap, toe sê die Here, be straight to the point. Amen. Amen. Daar is geen plaasvervanging en plaasvervanger vir hom nie. Amen. Nee, wag. Daar is ook nie 'n metode wat hy werk, wat ek en jy kan vervang, omdat dit vir ons gemakliker is nie. Nee, kom aan, ek verloor jou klaar, maar hier's 'n paar ouens wat hoor wat ek sê. Baie mense wil God plaas, they want to replace him for a moment, want God is vir hulle te stadig. Kom maar Chini, gaan ek in jy kerk, want ek is alleen hoor. En baie keer, dis sê jy jou eie goeders op for a moment, wat jy soek jou antwoord 10 voor... waar's Renier? Waar's my skoonseun? Hy het ons gepreek en ek sê dit ook, as daar 'n ding is waarmee ek sukkel, as ek bel en ek sê luister, ek wil net graag hê, kan jy net gou die kom replace? Wanneer pastoor, jy moes al gister hier gewees het. Wie van julle was al daar? Ek loop nie op 'n graspol wat my irriteer nie. Ek haal hom gister uit. Ek het patience. Hoe het er neergesê my skoonseun? Hy sê toe die Here kom by geduld. Hy sê toe staan ek so agter in die queue. Ek gaan voorkom, is daar niks oor nie. Nou wie van julle was al daar? Jy soek alles. Kyk party mense. Jy weet, dit is so awesome. As hulle opgewonde raak,
gesit het. Ek raak nou so opgewonde. Sê ek, ag, liewe Here, help my. Kan ons net 'n bonkrekker ergens ingooi, Here, dat jy dit lewe kan kry. Maar dan kry jy die vuurvreters. Waar is die vuurvreters? Waar is hulle die opgewonde is? That will not be silent. Halleluja. Ek gaan nou 'n ding sê. Net op die tweede kous, die tweede keer is. Jy sê, ry mooi, né? Wie is dit? Oh, yes. Yes, amen. Oh, yes. Wie aankom daar uit Bosra? Agteroor gebuig van wie sy krag. Ek wil vir jou sê, hierdie God waarvan Jesus praat, kom nie slow motion na jou toe nie. Weet jy wat maak hy? Hy stop vir jou in die middel van die see. He created a fish. Hy sê, smyt hom in die water. Ek gaan hom terugvat. Wow, ek sê Here. Ek sê Here. Ek preek nou in September by 'n kerk. Die kerk se naam is Bosra. Die kerk, die minister se naam is Bosra. Hulle kyk, ons gaan uit Edom kom. Hy sê, weet ek sê, Here, help ons om te beweeg bo die sfeer van kerkisme. We're so busy, how many times have I said this? We're so busy with religion. Raak nie, smaak nie. I want to be busy with presence. If you're busy with religion, you need programs. Come on, julle verstaan Engels maar. If you're busy with religion, that's why churches has programs. Ek sê dit is verkeerd nie. But when you're busy with your brokenness, you'll have presence. You want who wants programs or who wants presence? Who wants God's presence? Hallelujah. Word baie mooi. Ek sê Here, daar's 'n spreekwoord wat sê, this is saying in English, what you do not deal with today, you're going to have to deal with tomorrow. Yes, amen. You can prolong it. En jy kan dit uitstel. En in die hele roete en rigting van Jona, en ek wil nie eens vir hom preek nie, want ek vir jou sê, het hy gedink hy het weggekom. Because he confused the silence of God, thinking that God is okay with it. Moenie dink omdat jy wegkom met pornografie, dat God sien jou nie hoor. Maar sy genade is so groot, dat hy nie wil hê dat een van ons wat in hierdie gebou is vandag moet verlore gaan nie, hoor. En as jy vanmôre hier so uitstap, en ek sien jou nooit weer nie, want ek vandag vir jou ding sê, sal jy voor die Here staan, you can never unhear what you have heard. Amen. Amen. There's no substitute. There's no substitute. Dat ek gou iets sê wat julle nie gaan vies maak nie, maar wie ons is nie van vandag af op streams en op livestreams en op kruis kyk en daai goed, maar ek is so geïrriteerd met hierdie ouens wat probeer preek, dat jy kry een keer gered, altyd gered, en daai goed, that's a doctrine of demons, hoor ek jou vertel. As daar 'n ding bestaan soos een keer, ek wil sommer hierdie skree kyk, as daar 'n ding bestaan soos een keer gered, altyd gered, dan moet ons heiligmaking in die Bybel uitskeer, en my Bybel sê, that without holiness, no one will enter the kingdom of God. And because the church is filled with 5,000 people, there's nothing wrong with 5,000 people, but just at least get 4,999 to heaven. En nou ek kom boks praat, weet jy wat, there is no substitute for the blood of Jesus Christ. There is no substitute for holiness. Daar is nie 'n plaasvervanging vir dit. Daar is nie. Jy kan nie God dien op jou manier nie. Kom ek sê vir jou, wat is jou manier? Jou manier is the lust of the flesh. My manier is the lust of the flesh. Dan gaan ek met bid hoor. There's a theme. Weet jy dat elke dorp, elke kermis, elke event has got a theme? Nee, het is 'n tema. 'n Boek het 'n tema. Jy skryf 'n boek om die tema. Ek bedoel, die tema van die boek Openbaring is Openbaring 1:7. Kyk, ek kom. Alles in Openbaring gaan om dit. Ag, Jesus, asseblief, julle kyk my nou so. There's a theme in hell. I did it my way. Nee, en die ouens in die hemel. I did it God's way. Come on. En weet jy wat dan like ek om reguit te preek, want die ouens kan begin stil, lekker
sal begin asof jy spel en dan begin steek. Dan sê my vrou, ek moet die dokter gaan sien, hierdie bladder van my werk nie meer so lekker. Nie sê jou bladder nie. Die Bybel sê God gebruik jou bladder om jou wakker te maak, so lekker slaap jy. Word baie mooi. Dit het 'n goeie deur gehad. Dis 'n saying en hierdie het ek al baie gesê. The church needs to be church again. Die kerk moet weer kerk wees. Nee, kyk vir my. Ek praat van substitute. Die kerk kan nie ryk soos die wêreld nie, hoor. Die kerk kan nie lyk soos die wêreld nie. Die kerk kan nie aangaan soos die wêreld nie. Die wêreld moet weet. Dis 'n safe haven. Nee, Suid-Afrika het moeilikheid, hoor. Amerika het moeilikheid, hoor. Australië het moeilikheid. Die wêreld het moeilikheid. En die enigste rede hoekom alles nie vergaan nie, is because of the blood-bought church of Jesus Christ. Gaan lees jou Bybel. Gaan lees jy jou Bybel. 2 Tessalonisense 2 praat van die teehouer. Wie is die teehouer? Dis die bloedgewaste kinders van die Here. Sê jy aan jouself as jy bloedgewas is. Dis die teehouer. Hy sê maar wanneer die teehouer harpasu, wat is dit? Weggeruk gaan word. Ons is op die, luister. Nou nee, kyk onthou, hulle sien nie julle nie, hulle sien nou my, so alles kwaad vir my. Dit gaan nie beter gaan nie, hoor. Pastoor, jy's 'n doemprofeet, dit gaan nie beter gaan nie. Hoekom nie? Gaan lees Matteus 24. Gaan nie beter gaan nie. Dit gaan erger word. God is busy squeezing his people, soos wat jy beeste in 'n druk gaan vat. Hy het ek was in die Vrystaat vir 8 jaar, man. Daarna by Nampo, Botawil. As jy daai boer vir my, pastoor, as die mense so dood sit, ek bring vir jou Sondag 'n protter. Ek bring vir jou 'n protter. As jy pastoor is tweede ou wat jy elektrify, die ander spring sommer self op. Ek dink ons het net weer 'n Holy Ghost fire ingryping nodig, halleluja. Ons het net weer iets nodig van die Here af. Amen. Hoe meer van die gees van God wat ons gaan toelaat om te werk, hoe meer wonderwerke and supernatural move of God we will experience. Luister gou mooi. Yes, ek sou moet vinnig maak, nee, ek is nou eers by my inleiding. Matteus 16:18 sê, en ek sê ook vir jou, dis Jesus wat praat. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Hoor wat sê, en die doderyk, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jackie, ek like that. Hy sê in die Engels, I love the King James Version. Hy sê, and I will build my church. Hy sê, and the gates of hell will not prevail. Luister man, as ek op die speaker sit en hy val om, dit was deel van my plan, hoor. Jesus gaan sit langs God. Jy sit nie as jy fight nog anders nie. Dit beteken ek het klaar oorwin. Nou sê, and I will build my church. As ek nou denominasies noem, gaat hulle na my weer. So kom ons los nou maar die nou. Maak die saak, wat jou kerk sê, dit kan 'n kerk wees. Maar kom ons sê van the light ministry movement. The name of this movement will not save me. I was not bought by a name. I was bought by the blood of Jesus. Wat probeer ek sê? Ek sal nou vir jou sê, dat hierdie kerk, Lorraine, weet jy wat? Ek wip my so vir hierdie ouens wat sê, wie die kerk val uit mekaar uit. Weet jy wat se kerk val uit mekaar uit? Elke mensgemaakte kerkie, maar die kerk van God, waarvan Jesus die hoof is, val uit mekaar uit nie, hoor. The gates of hell will not prevail. Ek wil vir jou sê, hy sê gou baie mooi, there's a song we sing all over the world, the Spirit is moving. Luister, vir 3 jaar, julle wat sê bietjie almal wat daar was vir 3 jaar, het ons in huis sitkamer.
die Here hoor vir my elke Saterdag, as ek die eetkamertafel in die eetkamer by ertjies. Hy knyp ons vingers so tussen die tafel en hy kom bystop. Jy verloor 100 gram net daarso. Maar jy dra na die tafel en jy slaan die goeders op, maar die mense sit in die kitchen, by die kitchenhoek in die kombuis. En anders sit daar na by die spense. Ons sit soos bypies daar binne. Jy sê pas hoekom sê jy dit? Ek wil vir jou sê die gees van die Here word nie deur geboue getrek nie, hoor. Hy word getrek daar waar mense hom soek. Kan 2 mense net die Here prys in hierdie plek. Word gemooi. Hy sê God sal, en weet jy wat is my so awesome? Daniël 2:44 sê my mooi ding. Hy sê ek sal 'n koninkryk verwek wat in der ewigheid nie vernietig sal word nie. Die koninkryk in Daniël 2 en die kerk in Matteus 16 het een ding in gemeen. Sê ek amen. Amen. God will protect it. Amen. How stupid can we get om 'n plaasvervanger te probeer kry vir hom wie op die aarde, die sirkels van die aarde sit. Net omdat hy baie keer vir, ek sê jy moet bewering en agting en respek, omdat hy baie keer vir ons te stadig is, of so dink ons. God se timing in jou lewe is perfek, hoor. Amen. Daai ou wat vir jou skinner op die klok. Oh, yes. Ek wil sê, ek het van die WhatsApp groepie afgeklik, want ek kan nie vat hulle praat so van my nie. Boue brug, ou. Hulle het Jesus ook nie gelike iemand. Ek het 'n probleem as almal jou like, hoor. Ek sê gister vir Desiree, sê ek weet jy wat? Ek luister 'n ding van 'n prediker, hy sê waarde. Hy sê weet jy wat? If people does not fabricate a lie about you, I am more concerned about you than them. Sure. But die mense, they will fabricate a lie. En kan ek nou maar Afrikaans praat? Dit grens aan narcisme. People glo hulle eie goed wat hulle fabricate. En hulle sal met jou lieg. Weet jy hoekom? Because I have a demon spirit. Wat Satan is die vader van die. Come on. And the devil never fights for nobody. Amen. Say big amen. God will protect his church. God will sustain his church. God will finance his church. And God will empower his church. Say amen. Dirk, hoe lang het die duivel nie vir jou gelig nie? En in een oomblik, suddenly, I call that a supernatural suddenly of God. Net so. Luister, wie van julle is reg vir kerk vanmôre? Kyle, ek kon nie altyd so lank kerk hier, hoor, maar net omdat jy is, hoor. En jou ma. En die broer daar. Prys, jy is so bly jy is hier, hoor hierso. How will God sustain you? Sit 'n reus voor David en God word sy slingervel. Oh my word. Ag nee, julle verloor. You put a giant before David and God becomes the sling. Jy sien ek kry so lekker. Hallelujah. You set 1,000 men before Samson and God becomes a jawbone. Hey Jackie. Yeah, come on. Prys die Here. Jy sê ek is al hier in die plek. Sit 'n geslote see voor Moses en God word die stok. Wow. Ek sê Here, wat gaan jy nog doen? En die Here sê, gee my 'n deurweekte altaar met water en ek is die vuur. Amen. Vra jy vir Elia? Gee vir God. Gee vir Ezekiel, wat karm die ou wiel wat jy wil draai nie. And God becomes the wheel in the middle of the wheel. Amen. Yes, like it. Luister. Sit vir Saterdag besig op 9 in die oond and God becomes the fourth man in the oven. Yes, like it, ouens. Ek wil vir jou sê, I do not need a substitute. I don't need a substitute. Hy is vir my genoeg. Sy een druppel bloed was vir my genoeg gewees. Sy opstanding was vir my genoeg gewees. Kan 2 mense net op hulle voete staan en die Here prys. You need to know this. Oh my goodness, dat ek in die inleiding uitkom. Miskien is ek al hier in die plek. Maar ek wil vir jou sê, I want to make a declaration this morning. I need to say this morning. There is no substitute. Amen.
for the true word of God. Daar is nie 'n substitute vir die ware woord van God, die ertjies. En weet jy wat maak hulle? Hulle skryf elke 2 jaar 'n ander Bybel. Luister, party Bybels is meer komies, ek het geen respek vir dit nie. Maar gee my die Bybel wat sê die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Dan is ek reg besig met die regte Bybel. As van die vertalings wat bekerings uit die Bybel uitgehaal het, wat doop uit die Bybel uitgehaal het, man, laat hulle jou besprinkel met houspyp. Maar hierdie pastoor sê vir jou, my Bybel sê, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Ja, Jesus kom op die ouderdom van 30, kom Jesus by die berg afgelope, en hy stap en hy oordaan en hy trap langs Johannes, sy neef. Johannes sê, ek kan nie doop nie, ek is nie werd om die skoenriem los te maak nie. Hy sê, jy my nie doop nie, gaan jy nie deur my heerlikheid nie. En hy gaan lê in die arm van Johannes en hy doop hom. Maar ons het substitutes, because it suits our comfort. It suits our comfort. Pastoor, jy kan drink, maar net nie te nie. Wel, ek het goeie nuus vir jou. Jy kan by die buurvrou kuier of net nie te veel nie, hoor. How stupid can you get? Ek dien 'n God waar 6000 jaar se sonde nog steeds sonde vir God is. En ek vat hierdie Bybel, wat slaan soos 'n hamer, ek sny soos 'n swaard, want ek vir jou sê, dat my God haat nog steeds wat hy 6000 jaar terug gehad het, en hy het nog steeds lief wat hy 6000 jaar terug lief gehad het. God hates sin, hy haat sonde. But we have substitutes. Ag, pastoor, ek skinne nou nie meer so baie nie. Wel, maar nie so baie mense, ek skinne nou net van jou. Ek hou van kinderstories. Dit het nog elke liewe keer my vrou se ministry promote. Amen. Die storie wat, kyk. Moet ek hom tune? Hy het beter gesê, né? Weet jy, elke keer as ek hier ry met 'n trailer, hoor ek in die dorp, Calvin trek. Party sê, hy trek uiteindelik. Ek ry met 'n trailer, met 1 boks op, maar trek. Ek kom met 'n trailer terug, met kaste, met 'n motorfiets, en planke. Wat het jy nou gesê, ek gaan terugkom? Sy trek het ook maar net 'n week gehou. Ek was al deur die duiwel weggeprofeteer. Agter kansels gestaan en gesê, die Here sê, dat daai prediker is binne 3 maande uit die dorp uit. Lorraine, dis 9 jaar terug. Weet jy hoekom? I have no substitute. Ek het nie 'n plaasvervanger nie. Dieselfde God van wie ek begin het preek 32 jaar terug, preek ek nog dieselfde God. Ek het nie verander nie. Nee, wat ja is ja, wat blou is blou, wat rooi is rooi. Daar is nie 'n middeweg nie. En ek het hom te lief. I just love him too much to fail him now. Wie wil julle wil opstaan en dit sê? I love you too much to fail you now. Halleluja. Sê dit hard. Halleluja. Prys die Here tot hy kind sê amen. Jesus kyk op vir my. Hy kyk hierdie prostituut so in die oë. Kyk haar so in die oë. En weet jy wat? Kyk vir my. Sy sê, ek het 5 mans gehad. Hy sê, jy het 'n 16 ook. En die een is ook nie jou man nie. En dat by dinge die vrou wat getuig het in 'n kerk na jare terug. Dis, moet ek? Sy wys ja. En sy staan op, sy sê, weet jy, ek was die slegste vrou in die dorp. Vra die broers hier agter my. Het jy ooit gehoor van 'n halleluja breakdown? Jy het hom daar gekry. Ja.
Want my Bybel sê, wat jy in die donker doen, sal God in die lig uitbring. God sal dit op die dak kry. God gives you enough time to change your ways. And the day God exploits you, dan is jy kwaad vir die Here. Ek wil jou eie sonde, the wages of sin. That's it. Hy kyk aan die oë. Hy sit nie by Johan nie. Sit nie by Dirk nie. Sit nie by Jan Wagner nie. Sy shoot is te mooi. Sy ook, en hy ry Grand Car, en hy is op die kerkraad. Hy gaan sit by 'n vrou wie nie welkom is nie. En hy kyk aan die oë. Hy sê, my Vader soek. Hulle, wie hom in gees. Ek het al 'n keer hieroor gepreek oor die vrou. Johannes 4 is dis my boek daai, maar ek like hy storie hoor, oor die Samaritane en die disippels en goeders. Maar jy maak dit vir my oop. Jy maak dit vir my oop. Die Here sê, sometimes you are so low that standing up is the only option. Ek het nog nooit so gedink nie. Jy moet dit nie mis nie. Sometimes you are so low and so broken, standing up is the only option you have. Ek sê, Here, maar dat is nie so 'n bad spot nie. Hy sê, jy het dit nou. But some people are still falling. And they keep on falling. And they keep on falling. And they keep on gossiping. And they keep on, maar die 5e man. En toe die 2e man. En toe die 3e man. En toe die 4e man. En toe by die 5de man kom, toe sê by genade. Wat 5 beteken genade. En sê vir die 5de man. En hier kom sit iemand wat sy nie ken nie. En hy sit en hy kyk haar in die oë. En hy sê van hierdie water drink wat ek jou sal gee. Sal jy nooit weer honger vir 'n ander man nie, en vir ander begeertes en the lust of the flesh nie. En luister gou, hy sê vir haar, en ek sê, Here, the reality is, en dis die ding, omdat sy net kon opstaan, Amanda, sometimes we have no other option. So afgebreek, so oorgepraat, so stikkend, that standing up is the only direction you have. It's the only direction you have. Jy het al die vroue getraai, jy het al die mans getraai, jy het al die goed gerook wat jy kan rook, jy het al die goed gesny wat jy kan sny, jy het alles, daar's niks meer niets nie. Toe kom Jesus. Halleluja. Toe kom Jesus. Wie van julle is bly dat jy had a moment, toe kom Jesus. Toe kom Jesus. En weet jy wat sê? Hy kom van gesê het, hy sê, my liefde vir jou is groter as die storie oor jou. Amen. Hier is die ding. Sê daar reg vir nog 'n blessing. Hoor gou baie mooi. En hy kom op 'n plek by 'n vrou, going nowhere slowly. Sy kan nie laat val nie. Hy sê wel, as jy dan gaan draai, doen dit reg. Kom aan. As jy my gaan aanvaar, doen dit reg. Hoe is reg? Jy sal my in gees en in waarheid bedien. Maar jy gaan my nie betaalwaarde nie. Ek is nie jou saving grace, net om jou die gemors te kry nie. Ek is nie net jou water en ligte God nie, hoor. Ek is nie net die God wat jou petrol elke maand vir jou moet voorsien, want jou budget klop nie, hoor. Ek is nie die God wat net daar agter in jou boot is, die spaarwiel, en wanneer die papaaier die waaier slaan, dan moet ek jou kom uitbuil, en die rest van die week leef jy soos 'n hooligan, jy skinder soos 'n budgie wat jy 'n tong het nie, en jy doen dit, en jy doen dit, en jy syp, en jy rook, en jy snyf, en jy doen al die goeders, en jy kyk pornografie, terwyl jy vrou, jy gee vir haar slaappille, soos sy kan slaap, en jy kan porn kyk in die aand, en die Here sê, weet jy nie, wagter, o wagter, hoe ver is die nag? Ek sien jou in die nag, ek is daar, maar jy is so ver geval, dat die werk soek jou, nie die kerk soek jou, nie die pastoor wil jou nie hê nie, maar nou wil ek vir jou sê, as jy bereid is om op te staan, dien my met gees en in waarheid. Of los dit. Ek sê, Here, heerlike julle ouens, ek is amper op die laaste bladsy, byt vas, ons gaan klaarmaak, hoor. Luister, miskien is ek al ene wat vanmôre wil staan op dit, maar ek wil vir iemand sê in hierdie plek, there is no a substitute. En weet jy wat? Eintlik wat hy vir haar sê is, you cannot do the right thing the wrong way. Amen. Jy wil insing, hoor.
Ek het al baie gewonder en ek dink nie, ek kan het hoeveel keer dat ek al agter 'n kansel gestaan nie. But you can look at people's faces and you know what they're busy with. You may not know what they're busy with, but you know they're busy with something. Die mense die, jy weet, jy is 88 jaar in die kerk. Heer, weet jou naam, daar sal 'n hond gesit in jou stoel. En niemand mag op hy hond sit nie. Maar jy lyk dieselfde. Wat van maandag tot Saterdag, het jy substitute. Sewende Laan. Wie is Suid-Afrika regtig waar? Kyk as ek sien Suid-Afrika en Amerika, as ek weet nie, Suid-Afrika is my soos die duiwel in Amerika, weet hy's 'n naaper. En dan lyk my, al wanneer hulle kan flieks maak, is wanneer hulle kan kom en wees en vloek. Sewende Laan. Hoe soen 2 mans? Ek kry hoendervleis en my klein toetjies is klein. Ek kry hom net daar. Beenhare lyk so staalvol, maar soen my. God made Adam and Eve, not Adam and Steve, né? Amen. Halleluja. Jy moet ek sê dit, ek is nie bang om dit te sê, nou sê dit mos al 32 jaar of. Ek is gaan ons net wegkruip nie. So gesê, pas jy weet jy's so oud in jou gossies, jy's 'n dinosaur. Hierdie dinosaur sê vir jou word wakker. Jesus is op pad. Amen. Ons mag dit nie meer praat nie. Jesus is op pad. Luister. Ek kan vashou aan my vrou. Sy kan vashou aan my. Maar dan gaan 'n split kom. En dis die dag wanneer ek en sy voor die Here gaan staan. Gaan ons nie mekaar hang nie. Ek gaan voor God staan soos wat ek hier aangekom het. Kom aan, jy ook. Jy die beste pelle nou hoor. En gewoonlik jou beste pelle is wat kom met die oude meester, tot jy kom met die nuwe meester, hard op hulle weg. Kom aan, jy het 'n keuse. It's your choice. It's your choice. Luister gou, hy kyk haar. Asof hy sê, you cannot, as jy gaan draai vandag, gaan daar nie 'n man nommer 7 wees nie. As jy kerk toe gaan 'n gees en 'n waarheid. As jy jou binnekamer ingaan, dan dink jy nie aan verswang nie. Maar ek wil jou sê, ek ken jou gedagtes nie, maar jou gedagtes is 'n stem voor God. Hy weet presies wat jy dink terwyl jy met hom praat. Ek sê, Here, mag ek nou, dis ook glad hier relevant, kyk, hulle skinder mos nie in jou kaas nie. Maar hoor as jy die pastoor vir jou sê, as 'n kerk vir jou 'n plek geword het, waar jy net kom vir handouts, gaan Salvation Army toe. Ek kom nie kerk vir 'n blik bytjies nie, hoor. Ek kom kerk toe omdat ek Jesus lief het. Dis hoekom ek kom. Ek kan die Here doen met bytjies of sonder bytjies. My kruis in die kas, manipuleer my nie. Want ek het 'n belofte, hy sal nooit leeg wees nie. Ag nee, asseblief. Asseblief. Hy sal nooit leeg wees nie. En ek wil jou vertel, baie keer kyk ek so my vrou sê, ek luister, maar moes jy nou 17 pakke vleis uitgehaal het? Sit ek en jy. Ek stap gister daar, my broer, daai man, hy wil 'n vrou kry. Jy kan nie dink wat 'n lekker kos kan hy maak hier. Hy sal vir haar bederf hoor. Hy maak 'n kos maar. En weet jy wat? Hy het al vandag se kos wat ons geëet. Is hy so honger, hy het dit al gister gemaak. En weet jy wat? Vra vir hom. Ek haal die vleis uit, hy sê, waar gaan jy met al die vleis heen? Land van melk en honing. Eet daar so 'n tank vol. Eet daar so 'n tank vol. Pas jy wat probeer jy sê? God will sustain you. If you do not have a substitute, my God weet om na my te kyk hoor. Hy weet om na jou te kyk hoor. Hy weet om na jou op te sien hoor. Amen. Prys die Here. Ek haas my, dis ook baie mooi. Hoor mooi. Jesus sê, daar's 2 voorwaardes. Gees en waarheid. As jy gees en waarheid verloor, het jy 'n substitute. Ek sê, Here mag vir ding oop Dirk, om hom 'n gees, nee, hy man het my preek bevestig vanmôre toe hy een ding sê, hoor hierso,
om hom gees en in waarheid te dien. Hoor mooi, it confirms, luister gou baie mooi, that you serve him from inside. Dis presies wat hy gesê het. Ja. You serve him, if you serve him in spirit, you serve him from inside out. We want it from outside in. Net terwille van ons besoekers vanmôre. Die tweede keer wat julle kom, stel ek julle voor, né? Amen. Hoor hierso, moenie wegbly nie, ek speel, kom. Luister hoor hierso, hoor hierso. Hoekom dink jy, Lydia, klim Jesus, dis wat hy gedoen het, man. Hy klim, die tweede persoon in die godheid, binne die bar, is die enige meisiekinders wat 16 is. Is jy 16, sta op. Toe so oud Maria was, sy was 16. En Jesus klim in die baarmoeder van 'n 16-jarige meisie, wie nie 6 mans het nie. Amen. Boom. Ag, net terwyl van ons besoekers, ergens jy het al 20 keer gesê, fake it, maak as wie eers ek sê. Raai wat doen hy? Toe hy vir God die Vader sê, ek sal gaan. Toe sê God die Vader vir hom, trek jou God uit. Amen. Want hulle kan nie 'n God kruisig nie. Hulle kan net vlees hê. En in orde, omdat hulle moet kruisig, moes hy vlees word. En hy klim in die baarmoeder van 'n 16-jarige maagd. En sy is 'n maagd. Dis hoe Josef al wou verlos het. En sy is die eerste vrou gedokumenteer tot vandag toe, wat sy maagdelikheid van binne na buite toe gebring het. En toe sy geboorte gee, toe sy steeds 'n maagd. Amen. Halleluja. Hoekom sê ek dit? Wanneer jy hom dien in gees, dan is dit bevestig, iets binne gebeur. Die gees van die Here in die Ou Testament het op jou gekom. In die Nuwe Testament klim hy in jou. Daarom sê die woord van die Here, my liggaam is 'n tempel. Ons lees ons Bybel. Hy gee vir haar hierdie hele revelation wat die hele nou gehoor het. In 2 voorwaardes. Here, my gees, met ander woorde, it has to happen. Your change does not change outside. It changes on the inside. And if you change on the inside, it will manifest to the outside. Maar mense wat net buite, daai gedaante van godsaligheid, kom aan, ek wil 'n kerk 'n bietjie met jou hoor. Daai gedaante van godsaligheid, so jy lyk alraai, jy het 'n mooi soet aan, jy kom so nou na jou 3 hare en dan sê jy die derde ene en jy's nou nice en jy stap en jy ruik lekker. Ja, Jan? Janeman. Kyk, ek beloof nou vir julle. Almal het 'n prentjie, maar as ek in die hemel is, wil ek sulke hare hê. Jan Wagter sal nooit in sy lewe weer saam met my na haarkapper toe gaan nie. Sal jy, Jan? Hy sal nie. Ag, laat ek net gou 'n bietjie die ysbrekers van daar in die Kaap, ons is daar by, wat sy mall? Canal Walk. Canal, die beste mall in die Kaap is Canal Walk, hoor. Ons gaan al so toe, hulle ken ons al van hulle dalk al by die tyd, ek weet nie. Maar nou gaan ons dan, hy gaan na die pakkies, is dit Pakistan, is waar? Sy hare te sny. Nou staan ek daar met my 3, asof ek ook vir 'n haircut is. Nou staan ek ook, maar toch van jou gaan ek kry, jy breek fyn. En toe hy so lê, en hy Indiër sê, can I? Sê, yes, do it. Is ek reg, Chidi? En toe hy maar sê, wat? Toe hy waxprop in sy neus in klaar. Come on! Ek sê, jy sal my kogel met jou hare nie, hoor. Ek bring jou terug aarde toe. Hy goed lyk soos rugbypale, so hulle staan so uit. Toe hulle die eerste pluk, toe staan, ja, wag op, nou gaan ek huis toe. Ek sê, Here, ek die môre, maar hoor wat ek jou vertel. Ek het al in die teenwoordigheid van die Here, dan staan my hare kies regop. Dan sê ek, Here, I will not have a substitute. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Dit moet binne gebeur. Dit moet binne gebeur. Dit is wat hy sê. You serve me by spirit. Ek sê, Here,
En die tweede ene is waarheid. En weet jy, Romeine 12 vers 1 sê, if it's in the, kyk, ek maak klaar, if it's on the inside, sê Romeine 12, jy kan hom maar gaan lees vanmiddag, daar by jou is Romeine 12 vers 1, hy sê, kom daarop neer, hy sê, your body becomes a living sacrifice. Erkies vir jou so dien, your body becomes a living sacrifice. Alles wat jy doen jy tot, selfs as jy werk, doen jy dit tot eer van God. En dan die ander een is, dan sê in truth, om hom in waarheid te dien bevestig, dat jy aan hom behoort. Hy is waarheid, Satan is die vader van die leuns. En nou sê hy daar so in Johannes 8 vers 44, dat jy kan nie God en mammon dien nie. Daar sê hy. So hy sê vir haar, sê my vat vandag, my vader soek, 'n gees en 'n waarheid. En 'n waarheid, hoor. Die waarheid in Winterton, die waarheid in Signal Hill, die waarheid daar, waar jy is, jy loop in waarheid. Jy vertel nie leuns nie, jy vertel nie wit leentjies nie, wat net so erg is nie. Nee, die Amplified Bible sê, hy sê, Mattheus 6 vers 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one, and love the other, and he will be devoted to the one, and despise the other. You cannot serve God and mammon. That's it. Dis die hele boodskap wat die Vader gee. En weet jy wat? Ek maak klaar. Ek is nie klaar nie, maar ek maak klaar. Hoor gou baie mooi. Dawid bring 'n ark op 'n wiel, op 'n wa. En die osse struikel. En God slaat hulle dood. Die manne wat dan uitsteek. Weet jy hoekom? Die wa was 'n substitute. Nêrens in die Bybel sal jy lees dat Dawid daai ark op die wa moes, die ark het draagstokke gehad. Weet jy was hy draagstokke ontwerp? Jy het geweet dat ongeag hoe jy hom dra of jy opgaan, die ark het altyd so. Hy het nooit so gemaak nie. Hy het nie gekantel nie. Hy het so gebly. So, toe sit hulle op 'n wa. Toe gaan die ark op, dan gaan die ark af. En toe laat God die osse struikel. Dis sê God my, hierdie evangelie. Kom maar, waar is julle Pinkstermense? Sien, sal ek nie laat staan. Al gaan dit, maar hierdie evangelie, sê, verstaan jy? Nou ry ons witplank, want ons sit ons gospel op 'n substitute, en die Here sê, jy dra daai ark, en as jy opgaan, dan bly jy level, as jy afgaan, dan bly jy level, want al gaan dit optraan, en alle God se woord, maak hy so, en dan maak hy so nie, hy is altyd so, en die Bybel sê, toe hulle 'n substitute het, toe struikel hy, en hy sê gou baie mooi, 'n laaste skrif, kan ek gou met julle, net gou 'n ding deel. Wie van julle het al in Handelinge 5 gelees van Ananias en sy vrou? Hulle verkoop al hulle goed, né? Al die ouens. Wat doen hulle met die geld? Hulle bring die geld in, dat die geld verdeel kan word. Kom ek teach jou iets. Handelinge 5. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira hom verkoop, en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Met ander woorde, kyk gou so. Dit was hulle eiendom. Jy lees nêrens. Die almal het goede trou alles gebring. Jy lees nêrens, dit was nodig dat alles bring nie. Gaan lees jou Bybel. Gaan lees die vorige hoofstuk. Almal het. Maar jy lees nie dat die opdrag was, jy moet alles verkoop en alles bring nie. Hulle kon 'n gedeelte hou. So die feit dat hulle 'n gedeelte gehou het, was fyn. Maar hy sê, vers 3, toe sê Petrus vir Ananias, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Daar sê, hoorie. En van die prys van die grond agter te hou. Die sonde was nie wat hy agtergehou het nie. Die sonde was hy die indruk gestel dat hy alles gegee het. So hy het gelieg oor wat hy doen. Come on. Luister mooi. As dit nie verkoop was, sê dit nie in jou gebly nie. En toe dit verkoop was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar jy het vir God gelieg. En die Bybel sê, hy het daar gedrop, net so disprin. Boem, toe die grondslaan is hy dood. Sy vrou kom agterna, want hulle het saam besluit om te steel.
Sy kom agterna en hy vra vir haar en sy sê alles. Hy sê maar, waarom het jy nou vir die Heilige Gees gelieg? Hulle gaan jou nou wegdra en sy drop net daar. Om terug te gehou het, as ek bijvoorbeeld nou, moes nou my kar verkoop en jy verkoop jou kar en ek stel die indruk by jou. Kyk waar begin lieg. Sien nie? Kyk waar begin lieg. Ek skep die indruk by jou dat ek alles gedoen het. Net die indruk, wat al die ander het. Nou wil jy soos hulle wees, by jou terug. Die terughou is niks. Verklaar dit ten minste. Wees eerlik teenoor jouself en oor God. Jy kan nie hier, die Here kom dien op 'n Sondag, want almal doen dit nie. Ek kom nou so toe, né? Jy het nog net oor geld praat. Jy sien Sondag, en ons doen wat almal doen. Maar in die week, doen jy nie alles nie. Maar jy kom Sondag kerk toe, en jy plak hy make-up aan, jy lyk soos 'n plaskon advertensie. As jy smile, kraak jy. Weet jy hoekom? Want jy wil wegsteek wat hier is. Of wat hier nie is nie. En ons plak daai smile op. En jy al daai Batman gesien, wat was daai Joker? Sy lippies is so klein, maar die smile gaan tot daar. En ons kom in 'n aangeplakte smile kerk toe. Daar's sekere goed, wat sekere goed kan wegsteek, maar die oë steek niks weg nie. En sy stap in met 'n leuen, met die indruk dat ek doen wat Dirk doen, en ek doen wat Rolfie doen, en ek doen wat hy doen, en ek doen wat hy doen, en ek doen wat hy doen. Ek stel die indruk, op 'n Sondag in die kerk is ek baie hoog heilig, maar in die week het ek 'n substitute. Maar ek kom Sondag in, en dieselfde hande, wat ek weer sonde doen, steek ek Sondag in die lig op, want almal doen dit. En hulle sterf net daar. Daar is, dankie Des, geen plaasvervanger vir Jesus nie. There's no substitute. Ons groet ons luisteraars.